Goeiedag en baie welkom by Kerk Sonder Mure se aanlyn erediens. Ons is opgewonde en dankbaar dat jy besluit het om in te skakel by hierdie boodskap van vandag. Vandag praat ons oor Moses se woorde aan die Here wat sê, Here, as U nie saamgaan nie, moet ons nie van hier af laat trek nie. Het gaan oor God se teenwoordigheid, het gaan oor 'n lewe by Jesus. Kom ons sit so dan bid ons. Hemelse Vader, dankie dat U ons Vader is, dankie dat U by ons is, dat U naby is, dat U in Jesus Immanuel geword het, God by ons. Dankie Here Jesus dat U vir ons die Vader op 'n onvergeetlike manier kom wys het. En dis ons begeerte Here dat ons vandag ook, wanneer ons uit die Bybel uit lees, dat ons U sal raak sien op 'n onvergeetlike manier. Kom wys iets van U self vir ons vandag, iets van U goedheid, iets van U heerlikheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees uit Exodus hoofstuk 33. Julle het gedink die Exodus reeks is verby, ons is klaar met Exodus. Maar, en ek het ook so gedink, maar toe is Exodus nog nie klaar met ons nie. So ons lees weer vanoggend uit Exodus 33 en ons gaan vanaf vers 12 aflees. Moses het vir die Here gesê, kyk, U sê vir my, laat hierdie volk optrek, maar self maak U nie aan my bekend wie U saam met my sal stuur nie. U is die een wat gesê het, ek ken jou by die naam en jy het ook guns gevind in my oë. Daarom as ek wel guns gevind het in U oë, maak tog aan my U paaie bekend, dat ek U kan ken, sodat ek guns bly vind in U oë. Besef tog dat hierdie nasie U volk is. Die Here het gesê, moet my teenwoordigheid saamgaan, en moet ek vir jou rus gee. Hy het vir die Here gesê, as U teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet ons nie van hier af laat optrek nie. Waaraan sou mense dan weet dat ek guns gevind het in U oë, en ek en U volk? Is dit nie wanneer U met ons saamgaan, dat ons onderskei sal word, en ek en U volk van elke ander volk op die aardbodem nie? Die Here sê toe vir Moses, ook aan hierdie versoek wat jy uitgespreek het, sal ek voldoen, omdat jy guns gevind het in my oë, en ek jou by die naam ken. Moses sê toe, toon asseblief U heerlikheid aan my. Maar hy het geantwoord, ek sal al my goedheid reg voor jou laat verbygaan, en ek self sal die naam die Here uitroep. Ek is genadig oor wie ek genadig wil wees, en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Hy het verder gesê, jy kan nie my gesig sien nie, want 'n mens kan nie my gesig sien en bly leef nie. Toe sê die Here, hier is 'n plek by my, waar jy kan gereed staan op die rots. Wanneer my heerlikheid dan verbygaan, sal ek jou in die rotsskeur sit, en ek sal jou met die palm van my hand toehou, totdat ek verby is. Dan sal ek my handpalm wegneem, en jy sal my van agter sien, maar my gesig mag nie gesien word nie. Ek wonder wat sou jy antwoord, as die Here vandag vir jou sou sê, al daardie gebede wat jy al so lank bid, al daardie dinge wat jy so lank al vra, gaan ek vandag vir jou gee. Ek gaan jou kinders gaan soet en slim wees. In my geval sou dit die tweede nogal 'n wonderwerk moes wees. Jou kinders gaan soet en slim wees. Jou gesondheid gaan uitgesorteer wees. Jou finansies gaan floreer. Jou baas gaan 'n bietjie van jou begin hou, en jy gaan selfs 'n bietjie van jou baas begin hou. Alles wat jy nog altyd gevra het, gaan ek vir jou gee. Maar ek gaan nie saam nie. Ek gaan nie by jou wees nie. Ek wonder of daar nie 'n
paar van ons is wat sal sê, Here, dis oukei. Solank ek net seker is dat ek sal kry wat U sê, dan dink ek gaan ek dalk regkom sonder U. Maar nie Moses nie. Nie Moses nie. As ons na hoofstuk 32 kyk, dan sien ons in hoofstuk 32 is die mense van die Here op hulle laagtepunt. Moses is op die berg by die Here besig om die 10 gebooie te kry, en dan is die volk daaronder, en hulle maak vir hulle 'n goue kalf. Nou, dit klink op die oog af nie erg nie, maar wat hulle doen is, hulle begin dan om hierdie goue kalf te vereer, om hierdie goue kalf te aanbid, en wat dit erger maak is dat hulle verwerp daarmee, en hulle verwerp hierdie volk wat deur God verlos is, wat deur hom versorg is op 'n wonderlike manier, hulle verwerp hom as die ware God, en hulle kry vir hulle God waaroor hulle beheer kan uitoefen. En dan is dit te verstaane dat God kwaad word. In hoofstuk 32 sien ons hoe kwaad die Here is. Maar en dan wanneer hy in sy kwaadheid, wil ek amper sê, in sy kwaadheid sê hy vir hulle, ten spyte van wat julle gedoen het, gaan ek nog my beloftes hou, want dis wie ek is. Ek is die God wat my beloftes hou. Ek gaan julle in die beloofde land, in Kanaan, invat. Maar ek is so kwaad vir julle, dat ek nie saamgaan nie. En dan hierdie wonderlike mooi woorde van Moses in hierdie gedeelte, waar ons soveel van Moses sien. Hy sê vir die Here, Here, as U nie saamgaan nie, dan gaan ek nêrens nie. Here, as U nie saamgaan nie, moenie dan laat ons van hier af trek nie. Here, want die beloofde land is nie die beloofde land as U nie saamgaan nie. Jy sien, Moses het verstaan dat die beloofde land, die land van melk en honing, die land van oorvloed en voorspoed, is niks werd as God self nie daar is nie. Moses het verstaan dat God se teenwoordigheid, hierdie moet jy mooi hoor, want dit is so belangrik, God se teenwoordigheid is belangriker as God se gawes. God self is belangriker as wat God gee. Ons praat vandag, het ek gesê, oor die ontdek van die Jesuslewe, oor Kerk Sonder Mure se bestaansrede. En ek hoop regtig dat jy al begin moeg raak wanneer ek hierdie sê. Kerk Sonder Mure bestaan sodat ons mekaar en ander kan help om die Jesuslewe te ontdek. En vandag is daar 'n baie spesifieke aspek van die Jesuslewe wat ons moet ontdek, en dit is die Jesuslewe word geleef in die teenwoordigheid van God. Die hart van die Jesuslewe is nie vir my en vir jou om vir God te gebruik om te kry wat ons wil hê nie. Dis nie om God te gebruik om die mense te word wat ons wil wees nie. Die hart van die Jesuslewe is doeteenvoudig om by Jesus self te wees. Om by Jesus te wees. Wanneer Jesus, sien dit in die evangelies, wanneer Jesus sy volgelinge roep, dan roep hy hulle nie en sê vir hulle, kom, ek het vir julle 'n lang lys van dinge wat julle vir my moet gaan doen nie. Ek het vir julle 'n lang lys van dinge wat julle vir God wil gaan doen nie. Hy begin deur te sê, wees by my. Markus 1 vers 17 is daai pragtige gedeelte, en ek sien amper my prentjie, my kop die prentjie van Jesus wat wink, en dan staan daar in Markus 1 vers 17, kom hier, kom saam met my, kom volg my, kom wees by my, en dan kom die opdrag eers.
Selfs as daai pragtige gedeelte wat jy so goed ken in Johannes 15. Daar sê die beeld van die wingerdstok. Daar sê Jesus soos wat 'n loot in die wingerdstok vas is, soos wat die loot in die wingerdstok is, so moet julle by my wees. En dan dra julle vrugte. Maar wees by my. Wees saam met my. En dan die pragtige gedeelte Matteus 11 vers 28 en ek vertaal dit direk uit die Message vertaling. Daar sê Jesus, as jy moeg is, as jy oorlaai is, kom na my toe. Kom na my toe en kom loop saam met my. Walk with me. And work with me. Jy sien die Jesus lewe gaan nie oor goeders wat ek vir Jesus doen nie. Dit gaan oor by Jesus wees en saam met hom dinge doen. So hier is die oproep vir my en vir jou vanoggend. Is dood eenvoudig. Wees by Jesus. Want by Jesus gebeur dinge. Gebeur dinge met jou. En die heel eerste ding wat met my en met jou gebeur wanneer ons by Jesus is ons word verander. Ons word verander om al hoe meer soos Jesus te wees. Ons sien dit so mooi raak hier in Exodus 33 vers 18. Daar het en jy moet nou volg die mooi ding wat ons hier ontdek. Daar in vers 18 het Moses 'n versoek aan die Here. En dis 'n gewaagde versoek as jy na die hele gedeelte gaan kyk en as jy weet wie God is. En die versoek wat Moses het is, Here, wys vir my u heerlikheid. Of in ander woorde te sê, Here, wys vir my wie u regtig is. En dan antwoord God, maar hy antwoord hierdie versoek van Moses op 'n verrassende manier. Hy sê nie hy wys nie vir Moses sy krag nie. Daar's nie weerligstrale en aardbewings en storms nie. God antwoord Moses se versoek, wys my u heerlikheid, deur vir Moses sy karakter te wys. Want God se karakter is sy heerlikheid. Net die hoofstuk daarna lees ons dit. Daar staan, die Here is die goeie God, hy is barmhartig en genadig, lankmoedig en vol liefde. Dis God se karakter. God wys vir Moses sy heerlikheid deur sy karakter vir hom te wys. En dan is Moses vir 'n tyd lank daar op die berg in God se teenwoordigheid waar hy ietsie van die heerlikheid van God beleef, iets van God se karakter beleef. En dan lees ons lees dit in hoofstuk 34, as Moses van die berg afkom, dan is daar iets merkwaardigs wat gebeur het met hom. En dit is sy gesig straal. Sy gesig blink, sodat hy op 'n stadium sy gesig met 'n sluier moet toemaak, omdat sy gesig so blink. Dis wat gebeur met 'n mens wat lank genoeg in die teenwoordigheid van God deurbring. Jy kan nie dieselfde bly nie. Jy verander. Maar net, hierdie is so 'n mooi ding wat ek ontdek het, en dit is, Moses vra, wys my u heerlikheid. En hierdie gebed van Moses word net gedeeltelik beantwoord. Hy sien net 'n stukkie van God se heerlikheid. Die staan uiteindelik net God se rug gesien. En dit was genoeg om hom te verander. Ek en jy het soveel meer, ons het soveel meer as Moses. Ons het Jesus. En van Jesus sê Johannes, daar in Johannes 1 vers 14, daar sê Johannes,
Jesus, die woord, het mens geword, uit onder ons kom woon, en in hom het ons sy heerlikheid aanskou. Soos na Jesus kyk, het ons sy heerlikheid gesien. En dan sê Johannes 14, daar praat Jesus self en hy sê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. So as jy my sien, sien jy die heerlikheid van God. Jesus is die heerlikheid van God. En wanneer ons tyd met Jesus spandeer, wanneer ons bewustelik in sy teenwoordigheid leef, wanneer ons, soos Johannes sê, wanneer ons in Jesus is, en ons leef in ons eenheid met Jesus, dan verander ons. Want ons verander wanneer ons tyd met die heerlike God spandeer. Paulus gebruik hierdie beeld van Moses se gesig wat gegloei het, gebruik hy daar in 2 Korintiërs 3 vers 18, om te verduidelik hoe ons verander om meer soos Jesus te word. Daar staan, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. So hier sit in my eie woorde. Soos wat ons tyd met Jesus spandeer, soos wat ons in sy teenwoordigheid bewustelik leef, elke dag bewus is in elke situasie, hy's by my, soos wat ek moeite doen om alleen tyd met hom te spandeer, so word ek verander om al hoe meer soos Jesus te lyk. Om al hoe meer sy karakter, dit is sy heerlikheid, te weerspieël. En sy karakter is goedheid. Sy karakter is liefde, vrede, vreugde, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid, getrouheid, selfbeheersing. Dis die karakter van Jesus. En soos wat ek met hom tyd spandeer, kom die Here wat die Gees is, en verander my meer en meer om Jesus se karakter te weerspieël. En dit bring my by die roeping van Kerk Sonder Mure. Ons is geroep om by Jesus te wees. By Jesus verander ons. Hoekom? Hoofstuk 33 vers 16 help ons om iets daarvan te verstaan. Daar staan, dit is juist deurdat u met ons saamgaan, dat ons, ek en u volk, anders is as al die volke van die aarde. Ek vra vir myself, is Kerk Sonder Mure anders? En as die antwoord daarop ja is, dan vra ek vir myself, hoekom is ons anders? En ek hoop, en ek bid, dat die antwoord daarop nie is, omdat ons musiek anders is nie. Omdat ons styl anders is nie, omdat ons geboue anders lyk, omdat ons koffie anders is en lekker is, en omdat ons lekker kuier na die tyd, en omdat ons baie programme het, en baie aktiwiteite het nie. Ek bid so dat ek kan antwoord. Ons is anders, want Jesus is by ons. Ons lewe bewustelik saam met hom. Ons doen baie dinge, maar ons doen dit nie vir hom nie, ons doen dit saam met hom.
En wanneer ons dinge saam met hom doen, wanneer ons hierdie wêreld waarin ons leef en hierdie land waarin ons leef beter en mooier en heeler en gesonder probeer maak saam met hom, dan weet ons pogings is onvolmaak. Maar omdat ons dit saam met hom doen, weerspieël ons hom. Weerspieël ons sy goedheid, sy skoonheid, sy mooiheid, sy heerlikheid. Om dit anders te sê, omdat ons dinge saam met Jesus doen, maak ons hom en sy heerlikheid sigbaar vir die wêreld en vir mekaar. En om hom te sien, soos wat hy regtig is om vir hom lief te wees. To know him is to love him. En om hom te sien soos wat hy regtig is om hom te aanbid. En is om deur hom verander te word. Vandag kyk ons terug op 'n kwartaal. Terug op 'n kwartaal waarin die Here Kerk sonder mure se onvolmaakte pogings om beter te maak gebruik het. En as ek sê kerk sonder mure, hoor asseblief nie die predikante, die organisasie en die personeel nie. As ek sê kerk sonder mure, dan bedoel ek jou. Jy is kerk sonder mure. Ons gaan nou 'n video kyk wat iets sê van wat die Here die afgelope kwartaal gedoen het. En ons kyk na hierdie video om te celebrate en om dankbaar te wees oor wat die Here deur jou gedoen het. Kom ons kyk daarna. Om die Jesuslewe te ontdek, beteken om al hoe meer te ontdek wie Jesus is. En hoe beter ons hom leer ken, hoe meer ontdek ons ook wie ons is. Mense wat deur God geskep en geroep is, om net waar ons is, soos ons gaan, sy storie te deel en sy koninkryk te bou. Maar Jesus het nooit bedoel dat ons hierdie reis alleen aanpak nie. Daarom maak hy ons deel van sy kerk. Kerk is nie net 'n plek waarheen ons op 'n Sondag gaan nie. Kerk is 'n nuwe familie waarin ons behoort en waardeur ons mekaar vorm. Ons sien dit in Kerk sonder mure raak, wanneer kinders elke week in klein groepe ontdek dat hulle veilig is, geliefd is en vir Jesus kan volg. Ons sien dit wanneer tieners hulle vriende saambring, moeilike vrae vra en hulle identiteit in Jesus ontdek. Ons sien dit wanneer volwassenes besluit om nie meer in isolasie te leef nie, maar deel te word van groepe waar geloof saam geleef word. Ons sien dit wanneer mense doelbewus tyd maak om saam te bid, omdat ons weet dat geloof groei wanneer ons alles met ons Vader deel. Ons beleef dit wanneer honderde vrywilligers kies om met 'n nederige hart ander eerste te stel en met vreugde te dien. Maar soms ontdek ons die waarde van die kerk die duidelikste wanneer die lewe nie volgens plan verloop nie. Want dit is maklik om te sê kerk is familie totdat jy een nodig het. Iewers hierdie jaar was daar iemand wat in ons geloofsgemeenskap dalk gewonder het. Hoe gaan ek deur hierdie tyd kom?
Vir sommige was dit trauma. Vir ander was dit ernstige siekte of die dood van 'n geliefde. Vir 'n kind was dit die onsekerheid van ouers wat skei en vir 'n enkel ouer die druk om alles alleen te probeer dra. Vir 'n werksoeker die vraag: is ek nog goed genoeg? En juist daar word kerk meer as 'n Sondag. Daar word kerk 'n groep mense aan wie jy behoort. Mense wat nie noodwendig die situasie kan verander nie, maar wat kan luister, saam bid en kan herinner, jy hoef nie alleen hierdie pad te stap nie. Kerk Sonder Mure se netwerk vir lewe sentrum is vir baie mense die eerste veilige tree. In hierdie jaar, sover is byna 800 mense deur persoonlike berading, terapie en pastorale sorg ondersteun. 40 mense het deur ons beroepsforum werk gekry. Hierdie beteken vir hulle nie net 'n salaris nie, maar waardigheid, hoop en die geleentheid om weer asem te haal en vorentoe te kyk. Meer as 250 mense het reeds deel geword van een van die 7 ondersteuningsgroepe. Ondersteuningsgroepe soos GriefShare vir mense wat rou, die Worscare vir mense wat deur egskeiding geraak is, Living Grace vir mense wat met mental health uitdagings leef, en Addiction Recovery vir mense op pad na herstel. En so terwyl ons vandag terugkyk, kyk ons ook met verwagting na die volgende kwartaal, waarin ons doelbewus na mekaar kyk deur 'n bril van vriendskap. Miskien is jy vandag op 'n plek waar jy voel jy moet alleen cope. Miskien dra jy iets waarvan niemand anders weet nie. Miskien is jy moeg of moedeloos of onseker oor wat volgende is. Ons wil hê jy moet weet, jy hoef nie alleen te gaan nie. Hierdie gemeente is meer as 'n plek waar ons saam aanbid. Dit is 'n familie wat saam die Jesus lewe ontdek. Wil jy nie vandag 'n tree nader gee nie? Hemelse Vader, alles wat ons het ons van U ontvang. Alles wat ons is, wat goed is wat U in ons tot stand gebring het. Ons lewe vanuit U hand, U genadehand, U goeie Vaderhand. Dankie dat U kies om ons te gebruik in U diens. En dankie vir die voorreg, Here, dat ons nie 'n klomp willose arbeiders is nie, maar dat ons in verhouding met ons Here Jesus saam met U mag leef en werk. Dankie dat U kies om ons te gebruik. Dankie vir die kosbare getuienisse van mense wat deur Kerk Sonder Mure deur U aangeraak word, deur wie die afgelope kwartaal deur U aangeraak is. Ons is dankbaar, Here, vir elkeen wat hier is vandag en elkeen wat deel is van Kerk Sonder Mure, dat ons 'n aandeel kan hê in dit waarmee U besig is. Here, maar ons wil nie so besig wees, ons wil nie so slim wees, ons wil nie so kreatief wees, dat ons dit waaroor dit regtig gaan mis nie. En dis oor U by ons. En daarom kies ons vandag, Here, in ons persoonlike lewe, en ook in die lewe van ons gemeente, om nie 'n tree in enige rigting te gee, as U nie by ons is, en as U nie saamgaan nie. Kom maak ons oë oop vir U, kom maak ons harte oop, sodat ons bewustelik vandag by U sal wees, Here Jesus. Amen.